Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. So tydens my sorgvrye oggendstap word my vrede met eens deur 'n aanval van 'n kiwietpaar versteur. Ek weet gewoonlik en ek het min of meer dieselfde roete wat ek stap, so ek is gewoonlik baie bewus van waar die kiwietpaar se neste is. En was dus baie verras toe ek so stap, want waar ek besig was om te stap was ver van oop stuk veld of wat, en hoe hierdie kiwietpaar net op my afduik en my lewe in gevaar stel. En so ek sê, hierdie het heeltemal onverwags gekom. Het was heeltemal ver van enige van hulle tuistes af. Wat ek toe besef is, dit was nog redelik stil en bitter min beweging, en van 'n afstand af het hulle hierdie menslike figuur sien wat beweeg en onmiddellik aanvaar dat dit 'n bedreiging is. My so laat dink, want ek weet ek is geen bedreiging, ek is inteendeel baie lief vir voëls en diere, maar my so laat dink hoe my eie brose menswees, my eie brose ego geneig is om altyd meer as die gemiddeld, ongelukkig, die ergste te visualiseer in iemand anders te. Ek dink soos wat die lewe met 'n mens gebeur en 'n mens teleurstelling beleef. En ja, soms is dit die mense die naaste aan jou, familie, vriende, selfs in die kerk, wat 'n mens die diepste te kan teleurstel. En as jy lank genoeg geleef het, dan kom daar tog so 'n stukkie sinisisme in. En is 'n mens geneig om nie sommer net te vertrou nie. En met al die nuus wat mense hoor van vriende en in die nuus self van sogenaamde scammers, en waar mense mislei is en waar kunsmatige intelligensie eintlik dit nog makliker maak om iemand te mislei, raak ons baie versigtig. Maar miskien so 'n bietjie in 'n ander konteks dink ek aan die Here Jesus se woorde aan sy disippels wat vir hulle sê, moenie bekommerd wees oor wat julle gaan sê of wat julle in daai opset of spesifieke konteks gaan nodig hê om te sê nie. Julle sal die wysheid ontvang om dit te kan doen en te kan weet wat om te sê. En ek glo met my hele hart dat in plaas van om al hierdie moontlike of ergste scenario's te antisipeer en visualiseer in jou kop, te wag en wanneer daai realiteit hom wel dan so openbaar, te weet dat jy die wysheid en krag gaan ontvang om wel dit te kan hanteer en dit reg te hanteer ook. My so laat dink hoe nodig het is dat die teleurstellings van gister nie my beleef van môre moet inkleer nie. Maar dat ek bid vir wysheid, vir onderskeidingsvermoë, en wanneer ek na my medemens kyk, ek ook nie met die oë kyk van hoe ander my teleurgestel het nie, maar onvoorwaardelik die persoon 'n regverdige kans te gee. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.